ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 223. Ek is professor aan die Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Is dit Armageddon, vir die tyd waarin ons lewe. Ek kan amper sê, jy kan nie beter as dit kry nie. So sou jy belangstel, dan kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, uiters noodsaaklik om by deel 1 te begin. U het reeds 'n magdom inligting gemis. Ek sien daar's heelwat nuwe mense wat met kontak wat ingekom het nou oor Desember maand, wat so oop gegaan het vir die waarheid. Ek wil net weer sê, as julle die ontbytreekse kyk of enige ander reeks, gaan jy deel 1 begin reg voor u 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat u as nuwe kykers moet inteken op YouTube, sodat jy al die gratis kennisgewings kan ontvang van al die verskillende studies waarmee ons besig is. Deel ook die kontak of die link, soos ons sê, met die vriende en vir almal wat jy omgee. Dis lewensveranderend. Skryfblok en pen is uiters noodsaaklik. Kom in natuurlik 'n 33 of 'n 53 Bybel. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u weer baie dankie sê, Vader Jahwe, vir gesondheid, krag, goeie nagrus wat u ons geskenk het om vanmôre by mekaar te wees. Ek sê dankie vir die genadehand oor ons. Dankie dat u ons voorsiener is. Dankie dat u ons geneesheer is. Dankie dat u ook ons volëinder van ons geloof is. Ek wil bid, seën vanoggend se woord, maak dit lewend in elkeen van ons sielsdimensie. Spreek u tot ons, Vader, sodat ons beter Javiste kan word elke dag van ons lewe. Seën ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua. Al die Javiste sê halleluja, halleluja. Wat 'n groot voorreg, wat 'n groot voorreg. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u weer eens 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 19, vers 2. Nou sê hy, koning Salomo sê so, selfs ywer is sonder kennis nie goed nie. So jy kan al die entoesiasme hê, jy kan al die ywer hê, jy kan al die wil hê, maar as jy nie weet nie, dan weet jy. Dit is soos ou wat in 'n loodse stoel gaan sit, in een van die groot jumbos. Jy het nie 'n klou waar om te vat en waar om te los, jy weet die stuurstang beweeg so en so en so, maar dit is dit. En die radar werk jy met jou voete, of jy links of regs gaan draai. Maar om daai groot motore aan te sit, jy weet nie waar om te druk of te vat of. Tensy jy kennis het van wat binne in daardie vliegtuig aangaan. En so is dit ook wanneer ek daardie selfde loods vat, wat als weet van daai groot jumbo. En ek begin met hom praat oor die eskatologie. Dan voel hy soos wat ek sal voel in daai cockpit van daai jumbo, daar waar ons sit. Hy sal nie weet waar om te vat en waar om te los nie. En dit is die probleem waarin ons lewe vandag. Ek het juis iemand het vir gister geskakel. Toe praat hy ook van ek dink is ook Ermelose kant af. Toe sê hy dat hy het met sy buurvrou begin praat. Of sy het met hom begin praat. Oor die bonatuurlike geopenbaarde woord. En hy is een van die prominente Pinksterkerke. Hy sê, en toe besef hy dat hy weet nie wat sy weet nie. En sy het toe haar boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring vir hom gegee. Hy sê 4 dae aan mekaar lees hy daai boek. Hy kan nie neersit nie. Nou ja. Hoekom?
hy het iets ontdek. Hy het my geskakel, hy soek al die boeke, nou is die ywer daar. Hoekom? Jaffa die skille van sy oë afgehaal. Deur net daai vrou te gebruik, daai buurvrou, wat sommer daar by die heining gestaan en gesels het. En dis die wonderlikheid van die bediening. Jy het nie nodig om in 'n kerk te sit nie, jy het nie nodig om in 'n kathedraal te wees nie. Jy het nie nodig om in 'n auditorium te wees nie. Nee, jy kan sommer daar by die motorhek staan en gesels. In die tuin, by Spar, in die slaghuis, enige plek. Kan jy staan en saad saai. Selfs ywer is sonder kennis nie goed nie. So ek het nodig om die kennis te hê. En daarom kyk ons met groot verwagting uit hoeveel Bybelskoolstudente gaan inteken hierdie jaar. En Jaffa is besig, bo-natuurlik besig. Daar's baie van die studente wat hierdie jaar klaarmaak. 2026 as Vader Jaffa lewe gesondheidspaar wat hulle 4 jaar kursus dan klaarmaak. En dis manne en vrouens wat met ywer die woord studeer, jonk en oud. En dan natuurlik die duisende wat nie vir die grade en die diploma studeer nie, maar wat die kursus doen, omdat hy op internet lê, vir die selfkennis. En dis wat dit is. Dis nie wat op die muur hang nie, dis wat hierso bo sit. Die ywer is sonder kennis nie goed nie, dit kan nie werk nie. Dis soos om 'n koek te hê met die beste bestanddele, maar jy het nie die bakpoeier nie. Nie 'n bietjie bakpoeier het nie, koekie kan nie werk nie. En hy wat haastig is met die voete, trap mis. Nou dit gaan nie vir my net oor iemand wat agter die sonde aanjaag nie. Ons kan hom maklik in daai rigting laat gaan, maar ek koppel dit aan die persoon wat nie kennis het nie. Hy is haastig met sy voete om in die verkeerde rigtings in te hardloop, geestelik. Die kerk se dogmatiek en daai kerk se leerstellinge, daai kerk se teologie, en daai pastoor so en daai predikant so. En op die einde van die dag is dit nie wat my red nie. Dis my persoonlike verhouding met Jaffa wat my red. En die kennis in die woord, die bo-natuurlike geopenbaarde woord, waarin hy ons lei en ons leer elke dag van ons lewens. Is dit nie wonderlik nie? Dat ons gaan nie op ons eie self nie. Ons is nie suksesvol omdat ons is nie. Nee. Hoe sê apostel Paulus, ons is wat ons is deur die genadebloed van Jaffa, deur sy salwing en deur die Ruach HaKodesh leiding en onderrig. So in hierdie nuwe jaar moet ons visie wees. Ek wil die beste Jaffis wees wat ek kan wees. En dit kan ek nie doen sonder kennis nie. Daar's genoeg inligting op die YouTube, boodskappe, wat jy kan sit en vir jare sit en kyk aan mekaar. 24 ure 'n dag. Sonder ophou. Wat reeds gepreek is en bedien is. En dis boodskappe wat ander mense deur tot bekering gekom het. En hulle geestelike fondasie sterker geword het. So ek wil vanmôre dan op grond wat koning Salomo, nou wil ek amper sê koning Saul, koning Salomo met ons hier deel. Sê hy vir ons, kom op die plek waar jy jou kan toerus. Toerus met wat? Met die woord. Nie spookstoriekies op die internet nie. Spookstoriekies hiernatoe, spookstoriekies so. Nee. Geopenbaarde woord. Hoekom? Sodat ek 'n beter soldaat in die koninkryk van Jaffa, ons Elohim, kan wees. En so werk met enigiets in die lewe, of jy nou 'n bokser is, en of jy nou 'n atleet is, en of jy wat doen, swem of. Die meer wat jy insit, is die meer wat jy uitkry.
En daai ekstra oefening wat daai atleet insit, dit tel vir hom of haar, wanneer hulle in daai laaste 10 tree kom van daai finaal, om by die wenstreep uit te kom. Daai ekstra iets om op te staan, en dis wat ons nodig het in die woord. Ons het nodig dat ons in die salwing van die Ruach HaKodesh beweeg elke dag van ons lewe. Want die woord sê is die salwing wat die hekke breek. Ons moenie 'n vreemdeling wees vir die Ruach HaKodesh nie, en die Ruach HaKodesh vir ons nie, die Heilige Gees nie. Nee. Ons moet 'n eenheid vorm met die Ruach. Want hy leer en lei ons in alle reg en waarheid. Hy laat ons nougeset lewe. So dit is goed as 'n man en 'n vrou ywer het om te wil, maar ek moet tot die kennis kom. En die kennis is nie noodwendig 'n graad op die muur wat geraam is nie. Dis wat ek hierso weet. Dis of ek weet, daai loos wat ek in die begin van gesels het, ons begin het vanmôre. Daai loos kan al die kennis hê van al die knoppies en al die liggies en al die goed daar. Maar hy moet opgelei wees, dat as daar 'n krisis sou kom en daai vliegtuig se wiele nie uitkom wanneer hy moet kom land nie, dat hy weet van wat se hoek af hy moet inkom, hoeveel wind daar is wat hom kan druk, dat hy daai vliegtuig op sy buik kan neersit op daai aanloopbaan, op daai teerblad. En dat hy nie sal afgly van die teerblad of die aanloopbaan nie. Maar dat hy hom kan regop hou en hom bestuur, sonder dat sy vlerke die grond slaan. So die kuns is nie om net al die liggies te ken nie. Die kuns is om te weet wat om in 'n noodgeval te doen. En dis wat vir ons noodsaaklik is vanmôre. Vader, lei ons deur die Ruach HaKodesh en die genadebloed van Yahshua om in noodgevalle te weet hoe ons moet optree. Hoe ons lig moet laat skyn as Javiste en bruid van Yahshua. Dat die ander mense met wie ons deel, U Vader in ons kan ervaar. En nie haastig word om agter, die Bybel praat van die winde van veranderings. Jy het mense vandag gesê in die kerk en môre en daai kerk en môre en daai kerk en hulle het die wind, die Bybel praat van soos 'n wolkie, 'n reënlose wolkie wat deur die winde van omstandighede rondgewaai word. Ons moet standvastig word in die woord. En daar's nie 'n beter plek om te begin as in hierdie studiegroep nie. Waar jy jouself toerus met bo-natuurlike woord. U bepaal hoeveel oefeninge jy aansit. U bepaal hoeveel muscle jy gaan bou. U bepaal hoeveel wat jy gaan doen. En ek praat nie van 'n fisiese gym nie. Ek praat van geestelik. Ek sien hoeveel tyd spandeer mense in gimnasiums om muscle te bou en gesond te wees. Daar's nie fout nie, dis fantasties. Maar in die gees, in die Ruach HaKodesh, moet ek en u ons gees, ons persoonlikheid, ons self, ons ek is, daai klein G, toerus om voorberei te wees vir die aanslag van die Satan. Dat wanneer hy kom, soos 'n engel van die lig, dat jy hom kan onderskei. Jy kan al die ywer hê, maar as jy nie die gees van onderskeiding het nie, wat een van die vrugte is, een van die 9 vrugte is, die gawes van die Ruach nie, dan kan jy hom nie onderskei nie. En weet jy wat doen die gees van onderskeiding? Hy help ons om vernaam die besigheidsmanne en vroue, om nie eers in 'n slaggat in te trap en dan agter te kom, nou het ek 'n groot fout gemaak nie.
Die gees van onderskeiding maak ons oë oop wanneer ons daar kom sit. Dan weet ons hierdie oues hierso, en ek gaan dit in plain Afrikaans sê, hy is hier met 'n scam. Hy is hierso om te kyk of hy jou kan vat in plain Afrikaans vir 'n ride. Nou weet jy waarvan ek praat. Hy is daarop uit om jou gelyk te sny. Hy is daar uit om jou te besteel. En dit behoort ek en u te hê. Die oomblik as jy met 'n ou praat, kan die Ruach HaKodesh, die gees van onderskeiding sê, die vrug van die Ruach HaKodesh sê, watch vir die ene, kyk wat hy gaan doen. So dit help ek het al die ywer nie. Dis baie keer ook die ywer wat baie ouens kry om teen 'n muur vas te hardloop. Hoekom? En sy is oorywerig. Dit help ons is oorywerig nie. Laat ons hierdie dag gebruik vandag en sê, Vader, lei my en gebruik my om die beste te wees wat ek vir u kan wees. Om siele toegevoeg te kry tot u koninkryk. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.